Dis weer volgende week, Vrydag, glo ek daarby, Vrydag middag 3, en dan volgende Sondag 9 kinderkerk, en 10 die volgende diens. En dis die afkondiging, ek het geen verjaarsdag by die groot mense, en ek weet nie waar die kinders is nie. En maar 'n kaas gevat, ek weet nie, daar is nie, prys die Here se groot naam. Kom ons sluit nog in die oë, en ons begin die diens, waar ons geloof begin, om te loof te prys, en begin ons deur, om te aanbid, dierbare Vader, ons kom na U toe die naam van ons Here Jesus Christus, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons loof en prys ons eer U, ons aanbid U Here, want U is ons skepper, U is ons verlosser, U is die een wat ons onderhou, U is, U was, U sal altyd wees, U sê my naam ek is, want ek is oral, almagtig, alteenwoordig, alwetend. En daarom kom ons U grote naam prys, loof en eer. En ons wil kom, Here, vanmôre hierdie boodskap op hoor wat U ons wil vertel, dat U het dit, U het alles, U het die juk op U geneem, sodat ons die juk nie hoef te dra nie. Ek vra die elke een se gehoor, hier so gevangen sal neem, dat hulle harte, hulle gedagtes, dat hulle sal luister in die boodskap vanmôre, dit agterna sal gaan ondersoek. Ek vra dat elke oor oop sal wees, elke oor horend sal wees, elke gees U sal hoor, elke siel U sal hoor vanmôre, en dat U verheerlik sal word. In Jesus se naam het ons dit, en die gemeente sê, Amen. Amen. Prys die Here Jesus Christus. Ek wil vanmôre nog vir jou 'n ding sê. Mense wat seer het, maak ander mense seer. Ek gaan weer vir jou sê, wat op ander mense sê. Mense met 'n bitterheid binne in hulle, maak ander mense soms, baie keer onskuldige mense, baie seer. Hulle dra juk, wat op hulle skouers geplaas is. Dit mag wees deur ander, dit mag wees deur hulle eie dade, wat dit ook al mag wees. En hulle het 'n begeerte om hierdie juk te deel met iemand anders te hê, of om hierdie juk te sê, kom trek saam met my. Want gewoonlik trek twee mense, twee osse trek saam in 'n juk, en dan trek hulle op 'n vrag saam. Hulle soek iemand om saam te trek. Of hulle wil heeltemal ontslae raak daarvan, want iemand moet dit dra. En hulle het vir my of vir jou gee. Hierdie boodskap het gekom, hierdie gedagte het my opgekom na gebeurtenisse, so ek terug in my eie lewe. Seker as 3 weke terug het ek 'n video gekyk, ek en pastoor Anne-Marie. En daar het hulle gekyk by ons huiskerkgroep, waar ons elke 2 weke by mekaar kom. En ons het 'n getuienis gekyk van, en ek gaan sy naam nou maar noem, want hierdie video is geskryf beskikbaar op die internet. Van Andries Vermeulen, sy getuienis oor sy bekering en so aan, 'n pragtige getuienis, en dinge wat ek nie geweet het nie, byvoorbeeld as dit een van 'n tweeling is, dat hy 'n broer het, maar hy vertel vir sy broer, of hy vertel van hoe hulle dieselfde geleenthede gehad het, dieselfde skole, dieselfde koshuise. Maar hy het Andries soos in die Here ontmoet, en hy het 'n ander pad gestap, hy het 'n pad van sukses gestap. Sy broer ongelukkig, met ander woorde, hy het eintlik die juk afgegooi, wat op hulle was. As jy sy getuienis luister, sy woord, hy het 'n geweldige juk, baie moeilike lewe gehad, die mense in ons gemeente, wat soke tipe van agtergronde het, met daai juk ook afgegooi en wat dit ook oorwinne. Maar sy broer het gekies om dit te hou, en uiteindelik verslaaf te raak aan dwelms, en heeltemal 'n lewe te lei, en dan nou blameer hy vir sy broer Andries, hy blameer hom vir sy sukses. Mense doen dit soms, né? Hulle blameer jou, hulle neem jou kwaadlik, omdat hy self eintlik 'n juk op die nek dra. En hoe hy moes gaan, en sy broer vergewe, en die oomblik toe daardie woorde kom, toe kyk ek en Anne-Marie na mekaar, en nou ja, ek en sy maak mekaar se slinge klaar. En ons dieselfde gedagtes, ons dink dieselfde dinge, ek weet sommer wat sy dink, en sy weet wat ek dink. Dit kan gevaarlik wees ook. Dit kan dangerous wees, want ek bid so, ek maak wel graag vir die week weer, so rukkie terug het ek 'n droom gedroom, ek weet nie waar dit vandaan kom, maar ek droom sy het 'n verhouding met 'n ander man. Kan jy dit hoor? Daar is 'n man se naam wat genoem word, waar het vandaan kom, weet ek nie, daar is geen onsekerheid by my nie, daar is ook geen gewete nie, maar om een of ander rede droom ek het, en ek wakker word, ons ek eintlik bietjie ongetreld, né? Maar ek besef dadelik, maar dit is maar 'n droom. Nou spot ek met haar, ek sê van, jy kan my mos nie kwaadlik nie, en sê, maar ons dink aan dieselfde goed, so jy seker dieselfde droom gedroom. Ek sal so 'n grapie, maar die punt is, ons hierdie getuienis kyk ons mekaar, ek het eintlik al vergeet wat gewoonlik wat ons doen is, ons voor die tyd gesels, bietjie drink 'n koffietjie, en dan het ons een van die iets gekyk 'n video, of ons gesels oor iets, ons doen Bybelstudie saam, en agterna eet ons en alles, en dan gaan ons huis toe, so ek het al eintlik alweer vergeet daarvan, en toe ons daar ry, sê sy vir my man, jy weet natuurlik dat hierdie boodskap net vir jou was.
En ek sê vir ja, weet nie hoe dit nou pas nie, maar weet. En ek besef, ek het self die jongste moet wees, nou nie tweeling, ek is die oudste, hy is die jongste, is nog 'n broer tussenin. Maar hy het 'n geweldige probleem met my, want ek en hy dieselfde pad geloop, in die sin van dat ons die geleentheid gekry het, maar vir ons albei grond beskikbaar gestel, vir ons albei skape gegee, vir ons albei die geleentheid gegee om te gaan boer. En ongelukkig het hy nie 'n sukses gemaak nie, uit die keuses wat hy self gemaak het. En ek sal nou nie sê ek het 'n sukses gemaak nie, maar ek het daarom die pot aan die kook gehou en dinge aan die gang gehou en planne gemaak en gebly. Ek sê altyd my sukses, ek was nie 'n suksesvolle boer nie, maar ek was suksesvol want die Here het my op die grond gesit sodat ek naby die Here kan kom. As ons naby in die natuur is, in die natuur se dinge, jy het te doen met brande, jy het te doen met droogtes, jy het te doen met vloede, jy het te doen met siektes en al die tipe van goed, dan raak jy weer en weer bewus van afhanklikheid van die Skepper is van God en die geneesheer. Is dit nie so? Sê net ja, amen. Ja, as jy saamstem. Met ander woorde, dis waar my sukses lê, maar ek het 'n bietjie aan die gang gebly. Ongelukkig het hy nie. En hy het 'n juk op sy nek, 'n juk van mislukking. En ongelukkig blameer hy my vir baie dinge. Ek het nie geweet nie, maar dit baie dinge so by die tyd. Dinge waarvan jy beskuldig word, dinge wat jy glad nie eens aan skuldig is nie. Ek sê dinge van Annelie, is so 50-50, 50% van die stories wat hy sê, hy het gesê, en die ander 50% is waar, maar hy die rolle verdeel. Met ander woorde, hy het nuwe name en hy het nuwe karakters. Die werklike skuldig is uitgehaal en die onskuldig is daarin gesit. Dis 'n mens met diepe pyn. En ek kom en ek praat met die Here en sê, maar ek kom lankal vergewe vir hierdie dinge. Jy weet, ons was in 'n situasie gewees, ek moet sê, as ek voor die tyd geweet het, is daar sekere plekke waartoe ek nie sou gegaan het, die mense met wie ek nie sou ontmoet het nie, want ek het agterna besef, maar daar's mense in sy aangetroude familie en vriendekring wat jou snaaks aangekyk het, wat jou op afstand gehou het. Agterna besef jy, dit is oor al die stories wat versprei is. En as ek voor die tyd geweet het, dan sou ek skaam gewees het. En ek dink myself, hoekom sou ek skaam wees? Ek is nou die skuldige. Toe besef ek, daar's 'n juk op my nek geplaas en ek het daai juk gevat. Al weet ek is onskuldig, ek het daai juk gevat. En so is daar baie van ons wat met pyn en hartseer rondloop, omdat ons 'n juk dra wat nie vir ons bedoel is nie, omdat ons gewig dra wat nie vir ons bedoel is nie. Die Here sê dat so uitdruklik. Ek lees nog vir Galasiërs 5:1. Hy sê hierso: staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid kom. Hy sê ek jou bevry van diensbaarheid. Laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid kom. Nou weet nie saam. Laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Jy sien die rede hoekom hy dit sê, hoekom Paulus dit vir die Galasiërs skryf, is want Johannes het gesê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Hy sê dit mos hierso in Johannes 8:36. As die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Maar Satan wil nie hê jy moet vry wees nie. Satan wil hê jy moet gebind wees. Jy was eers gebind deur die sonde en as jy vrygemaak. En dis hoekom jy gewoonlik sal kry, daar's twee maniere wat hy werk. Gewoonlik begin hy eers met godsdiens, né? Hy gaan godsdienstiges bring om vir jou te vertel, man, jy aanbid in die verkeerde kerk. Jy sing die verkeerde liedjies, of jy gebruik die verkeerde name, of jy vier nie die regte feeste nie. En dan hy gaan 'n godsdienstgees op jou begin sit. Maar as jy eers werklik in Christus presies weet wie jy is, as jy jou identiteit ken. Wat sê Jeremia 29:11? Hy sê ek weet wat se planne ek vir julle het. Planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis wat God, as jy eers daai identiteit verstaan, dan kan Satan jou nie meer aanval. As jy eers verstaan dat Jesus se bloed aan die kruis voldoende was, kan jy nie meer aangeval word nie. Jy kan nie meer op daardie gebied aangeval word nie. Want jy ken jou identiteit in Christus en jy weet his blood was enough. Nee, jy weet uit jou te volle, jy weet ook uit jou van elke sonde wat jy bely, het hy jou vergewe van elke sonde. Dan kom die Satan en begin hy sê, okay, nou gaan ek op die sosiale kringe weer doen. Nou gaan ek kyk na jou familie, ek gaan kyk na jou vriende, gaan seker goed doen. Met ander woorde, ek gaan jou nou direk aanval. En dis wat gebeur. Mense dra 'n seer, mense dra 'n hartseer, hulle dra 'n juk wat iemand of iets of 'n eie skuld of iemand anders op jou geplaas het. Soms is jy skuldig, maar as jy ons nou bely en vergifnis vra, as jy ons los daarvan. En as mense jou nie wil vrymaak nie, dit maak nie saak nie, die Here het jou vrygemaak. En soms is dit goed wat nie eers
op ons van toepassing is. So, hy gaan nie van 2 dinge doen. Hierdie tipe mense, omdat hulle so vas is, omdat hulle het seer, hulle het hartseer, maar hulle het nooit die seer vir die Here gegee, hulle het nooit gegaan en gesê, as ek skuldig is, moet ek bely nie. En as ek onskuldig is, iemand anders moet ek vergewe nie. As jy die verhaal gaan lees in Matteus 18, vers 18 tot 35, dan lees jy die verhaal van hierdie ou wat na die koning toe gegaan het. Hy het op baie geld, hy praat van 10.000 talente geskuld. En hy het na die koning gegaan en gaan bely, hy skuld hom, en hy wil dit graag terugbetaal. Die koning weet ek kan dit nooit terugbetaal. Nou wat sê die koning vir hom? Die koning sê vir hom, gaan, hy skryf jou skuld heeltemal af. En nou moet jy mooi luister. Ja, baie gehoor van mense wat sê, ek sal vergewe, maar nie vergeet nie. Dis die vergifnis nie. Daai koning het nie gesê, gaan jy en betaal maar soos jy kan. Want jy sien, dis wat godsdienstig doen. Hulle glo Jesus Christus vir ons gekom, maar ons probeer maar net steeds die wet hou. Jy weet, soos ons kan. Ons weet, ons kan nie alles doen, maar ons probeer maar ons. En hulle verydel die kruis, hulle verydel die volle prys wat die Here betaal het. En dis wat mense doen. En daai man het omgedraai en 'n ander het hom geld geskuld en hy het in die tronk gegooi. Wat sê die Here? Dit is Jesus wat dit sê. Jesus wat dit sê, hierdie verhaal in Matteus 18. Hy sê, so sal my Vader jy doen. Hy sê, jou pynig dag en nag tot die wêreld te vergewe. Dis hoekom hierdie mense met pyn loop. Want hulle kan nie vergewe nie. Hulle kan ander nie vergewe nie. Hulle kan hulself nie vergewe nie. Om jouself te vergewe moet jy eerstens bely. Hulle het nie daai idee nie. Hulle besef. Hulle het nie die vermoë om te vergewe nie. Daarom glo hulle ook nie werklik die vergifnis van die Here nie. Hulle glo dis onmoontlik. En hulle wil jou seermaak. En hulle wil kom en sê, nee, kom dra saam met my. Of dra saam met my. Of neem sy die juk op jou. Die Here sê hier so in 2 Korintiërs 6, vers 14. Moenie aan dieselfde juk trek nie. Nee, hy sê, moenie aan dieselfde juk trek, saam met die ongelowiges nie. Hoekom praat hy van ongelowiges? Mense gaan my kwaad word sê, nou sê jy, ek is ongelowige. Omdat ek 'n juk op my nek het, of sê jy is. Want jy glo nie dat die bloed van Christus genoeg is nie. Jy glo nie dat jy om vergifnis kan vra en dis verby en is al die. Mense sal jou dalk nie vergewe nie, maar Christus vergewe jou. Maar die Here sê, dit wat jy aan ander gedoen het, het jy aan hom gedoen. Dis hoe die Here wil hê jy moet vergewe. Dit wat jy aan ander doen, doen jy aan hom. Want dit is sy kinders. So, jy weet van, kyk hier so, ek sê, nie dat jy ander af en toe word nie. Saam met ongelowiges sê, want wat het deelgenootskap met die geregtigheid, met die ongeregtigheid, en wat 'n gemeenskap met die lig, met die duisternis. Praat nie van geregtigheid. Nou my broer self, ek sê vir my ander broer, hy sê, en ek wil hom nie onder die klip of hier onder die dinges kom ingooi, ek wil hom nie verneder nie. Ek gebruik hom as 'n voorbeeld en ek hoop hy kyk en hoop iemand hom ken kyk. Want miskien kan dit help. Die probleem is, hy sê jy het vergewe, maar geregtigheid geskied. En daar het ek nou net gesê, geregtigheid, jy is geregverdig deur die bloed van die Here Jesus Christus. Met ander woorde, ongelowiges wil jy jou saamtrek. Hulle wil graag vir jou onder die juk kom insit. En die juk is nie net 'n ding wat jy dra nie, jy het nog 'n hele vrag geskaap, 'n wa met 'n vrag op agterna wat jy moet trek. Dis die een ding wat hulle wil doen. Of die ander ding, as hulle kan, is om die juk van sy nek af te haal. In plaas van om daardie juk vir die Here te gee, sê kom vat u die juk en gee vir my die ligte juk. Dan sê hulle nee, ek wil die juk op jou nek plaas. Dis hoekom die Here Paulus opskryf vir Timoteus. Hy sê almal wat diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie Here alle eer waardig ag. Sodat die naam van God en die leer nie belasting mag word. Onthou net hierdie Here is nie met 'n hoofletter nie. Dis nie die Here nie. Dis as jy 'n juk vat van iemand, dan word jy se diensknegt. Dan raak jy onderdanig aan daai persoon en jy besef dit nie eens nie. Jy moet aan daai Heer waardig ag. En dis hoekom jy so ly. En dis hoekom jy so swaar kry. Want eintlik het hy beheer oor jou. Want jy sien wat gebeur. Die probleem is, veral as jy onskuldig is omdat hy, of al is jy skuldig, moet jy die Here het jou vergewe, maar jy wil sy vergifnis ook hê. Jy kan dit vra, maar as hy nie wil gee nie, jy is nog steeds vry, want die Here het jou vrygespreek, jy het bely. Maar as jy onskuldig was, het jy in elk geval eers iets om te bely nie. Solank jy die Here, maar die probleem is, ons wil onsself regverdig. Jy sien, dis wat hoogmoed en trots inkom, dis waar die eie ek inkom. Ek wil graag hê mense moet baie van my dink. Ek wil graag hê ek moet opkyk na my toe. Veral as jy nog 'n pastoor ook is, hoor. Dan raak dit moeilik, want dit is baie gou om jou aan te val. Sê, o, jy's 'n pastoor, maar jy maak so en so. O, ek hoor dit baie, hoor. Baie. Kry dit 'n gekry van mense wat jy die liefste het wat dit aan jou doen.
dan dat hulle jou oordeel. En daarom voel jy, ons lewe in 'n land waar jy onskuldig is, totdat jy skuldig bevind word van iets. Maar dit is hoe die hof werk, maar mense werk nie so, die mense het jou klaar geoordeel. Maar dan rook die trekker daar na 4, né? Hulle het jou klaar geoordeel, en dan voel jy, maar nou moet ek my onskuld bewys. En hoe meer jy dit probeer doen, hoe skuldiger word jy. Jy moet op 'n punt kom, en dis wat ek daai Vrydag moes doen. Ek moes nie my broer vergewe nie. Ek moes myself vergewe. Omdat ek daardie skuld, maar ek nie eers skuld is op my geneem, want ek moes myself vergewe, omdat ek daai juk ontvang het, en ek het nie eers besef nie, totdat die Here dit vir my uitgewys het. En ek dra aan die juk, en daarom voel ek jy sien reg dit vry nie. Dit voel heeltyd jy's geblind, jy voel heeltyd jy moet links en regs en agter en voor jou kyk, en hoe mense jou aankyk. Jy het dit nie dalk 'n storie gehoor nie, is daar nie dalk iets. En dan besef jy maar solank ek weet en die Here weet, is dit genoeg. Is dit genoeg. Dis wat die vyand in jou wil doen. Dis wat hierdie mense, onthou dis nie die mense nie, ek noem my broer, maar dis nie my broer wat die boosheid het nie. Dis 'n gees van ongeloof. Dis 'n gees wat nie laat gaan nie. Gees van aanstoot, gees van vrees. Wat mense van my dink, want jy sien, hy voel, hy is 'n mislukking. Maar hy wil dit nie aan homself erken nie. Hy wil homself nie die skuldige maak en sê, ek is skuldig en ek vergewe myself. Nee, ek wil iemand anders moet die lewe dra. Wat veroorsaak hierdie swaar laste? Wat veroorsaak hierdie pyn op mense? Die eerste is onopgeloste sonde. En as jy praat van sonde, dan is dit nie net sonde teenoor die Here nie, dit is ook dinge wat jy teenoor mense doen. En selfs dinge wat jy teenoor jouself doen, want onthou net jy self is nog steeds 'n skepping van die Here, en ander mense is 'n skepping van die Here, en die Here het almal lief. So enige ongeregtigheid wat jy iemand doen, is sonde. En hierdie is onopgeloste sonde, en hierdie onopgeloste sonde veroorsaak skaamte. Die eerste ding is skaamte. Ek is skaam om mense in die oë te kyk, want ek was nie suksesvol nie, en ander ouens is vreeslik suksesvol. Ek kry skaam my broer, want hy het sukses gemaak, en ek het dieselfde geleenthede, en ek het dit nie gedoen nie. So skaamte veroorsaak dit. En dan hierdie verskaamte, dit is waar meeste depressie vandaan kom. Ek het 'n depressie van 'n jaar gelede. Weet jy wat is depressie? Depressie is 'n situasie dat jy voel jy kan nie eens in die bed opstaan of nie. Dit voel jy kan nie eens jou arms oplig nie. Want dit voel jy is heeltemal magteloos. Jy weet nie wat om te doen. In plaas van oor vir die Here te kom gee en te sê wel, let's start over, dis nooit te laat nie. Hierdie skaamte dreineer jou energie. Ek het nou gesê, jy kan eers jou arms optel nie. Dit verlam jou emosioneel. Jy is emosioneel verlam, jy weet nie wat ek kan doen. Jy het geen hulp nie. So die eerste is onopgeloste sonde, die tweede is wat ek nou van gepraat is valse of ware skuld. Die verskil is ware skuld is iets wat jy kan bely. Ware skuld kan jy nog bely en sê, Here, ek bely dit. En ek kan sê, my broer, ek bely dit. En die Here vergewe my, want ek weet hy sal my vergewe. En my broer moet maar kies of hy wil vergewe of nie. Maar dit is ware skuld. Maar wat doen jy nou as jy valslik beskuldig word? Want jy niks om te bely nie. En dit maak my baie moeilik. Hierdie valse skuld is eintlik verlammend. Jy het nie iets om te bely nie. Partykeer voel dat jy wil maar bely, al is jy nie skuldig nie, maar dan besef jy eintlik, dan is jy besig met leuns. Jy het geweet, as jy skuld op jouself neem, wat die ander is ook maar net 'n vorm van leuns. Dit is valslik, dit is nie waar nie. En jy bekragtig daardie persoon, dit wat hy gesê het jy mos jouself waarheid gemaak, is dit nie so nie. En dit maak dit vir jou baie moeilik, want jy wil so graag jou onskuld bewys, maar hoe doen jy dit aan iets, hoe bely jy iets wat jy nie skuldig is? Ons almal kan bely voor die Here, ons is skuldig, en daarom die Here ons aan die kruis vir ons gesterf, maar hoe bely jy iets wat jy nie skuldig is? Die Here het self gesê, wat het hy gesê, ek het gekom? Wat het hy vir die Fariseërs gesê, ek het gekom vir die sondaars? Hy het gesê, ek het nie gekom vir hulle wat onskuldig is, nie dat enige een onskuldig is, maar as iemand onskuldig kon wees, as iemand, omdat die wet is volkome, die wet is volmaak, maar geen mens is volmaak, en daarom kan die mens die wet nie hou nie. As jy die wet volmaak kon hou, het jy Jesus nie nodig, jy kruis nie nodig gehad nie, dan het jy nie iets gehad om te bely nie, want jy was volmaak, jy het geen sonde op jou gehad nie, maar as jy sonde op het, dan moet jy dit bely, maar nou het jy niks om te bely nie. En dit veroorsaak uiteindelik, dat jy jouself veroordeel, jy vat maar daardie gewig,
Jy besef dit maar jy doen dit. Jy vat maar daardie ding. En nou begin jy jouself veroordeel, jy voel nie goed genoeg nie. En jy dra straf. Jy het eintlik aan jouself straf opgelê. Jy het jou straf opgelê, maar eintlik het jy nou straf vir jouself opgelê. Want jy voel jaloes en jy voel nie lekker nie. Jy voel hierdie swaar gewig op jou. En jy weet nie eintlik waar dit vandaan kom nie. Maar daar is iets wat heeltyd pla. En dit veroorsaak geestelike oorlog. En nou praat ek nie van die goeie geestelike oorlogvoering nie. Ja, is goeie geestelike oorlogvoering, maar ons geestelike oorlogvoering gebed, waar ons met die hulp van die Heilige Gees oorlog voer, waar ons die oorwinning behaal, Jesus reeds die oorwinning behaal. Ek praat van 'n geestelike geveg wat jy besig is om te verloor. Want jy weet nie om daarin te kom nie. Jy weet nie, hierdie valse beskuldiging hang oor jou kop, en as jy nie daarvan ontslae raak nie, dan weet jy nie hoe om dit te hanteer verder nie. Die derde een is die stryk van selfregverdiging. Nou het ek gesê, die eerste is onopgeloste sonde, die tweede is valse of ware skuld. Met ware skuld en jy bely valse skuld, het jy 'n probleem. En dan die stryk van selfregverdiging. En een van die dinge van selfregverdiging is waar al die godsdienstig is. Met daardie idee van, ek moet hierdie feeste hou, ek moet hierdie name gebruik, ek moet op hierdie dae vier, ek moet die Sabbat hou, ek moet dit hou, ek gebruik die regte name vir die Here, wat ook al. En eintlik kan hulle dit nooit reg doen nie, en hy wond raak net al hoe dieper, en dis wonde wat veroorsaak. Dink maar aan die ryk jong man, wat by Jesus aankom. Hy sê vir Jesus, wat moet ek doen om gered te word? En die Jesus gee begin van die wet, hy sê, ek doen dit reeds. Wat moet ek nog doen? Hoekom vra hy daai vraag? Hoekom vra hy wat moet ek nog doen? Die Here dan nou gesê oor die wet. Want in sy hart weet hy weet die wet nie. In sy hart weet hy daar's wonde. Maar wat sê die Here volg? Die Here Jesus sê volg, gee alles prys. Dis gesluit daai juk in en volg my. En die man het bedroef weg te gaan. Ons wil graag ons aan dinge dra. Ons is so in die wêreld, ons wil graag dinge dra. En dis dieselfde net wat mense ook doen, wat hulle ook doen, dis nie net hulle self nie. Maar hulle maak ander mense wat nog nie werklik hulle sekerheid in Christus het en wat nog besig is om die pad te loop, wat reeds nog wonder, wat nog reeds swak is. Deur vir hulle te vertel, maar jy is nie goed genoeg nie. Of om te vertel, jy is te sondig. Of om te vertel, jy eer nie die regte Here nie, aanbid nie die regte naam nie, wat dit ook al mag wees. En dan krappel die wonde nog dieper en dieper en dieper. En dit is presies dieselfde ook. As jy nie kan verslae raak van daai skuld nie, want dan kom hy en kom krappel nog dieper en nog dieper. Die hele tyd wonder jy, hoe gaan ek myself regverdig? Hoe gaan ek vir mense, hoe gaan ek vir die res van die familie, hoe gaan ek dit hulle duidelik maak met hierdie beskuldigings nie waar is nie? En intussen word hy wonder nie dieper. En jy vat net nog meer gewig op jou, sonder dat jy wil doen. Hoe lyk die oplossing? Hierdie is die oorsaak, maar hoe lyk die oplossing? Hoe kom ons by bevryding uit? Weet wat is bevryding? Ons praat baie oor bevryding goed. Bevryding is om van enige ding wat enige juk ontslae te raak. Of dit nou die done is, of dit nou bindinge is, of dit nou wat dit ook al mag wees. Dis alles vorme van juk wat die duiwel op jou sit, hoe hy wil jou bind. Die eerste is natuurlik om te bely en skoon te maak. Met ander woorde, om berou te hê, belydenis te hê van die sondes wat jy gedoen het. En dit bring onmiddellike genade. Ek moet vir sê, dis ook die baie keer vir die Here sê, ek wens mense kom weer soos hy doen. Want mense sondig het teenoor, baie keer hulle weet dit nie eers nie. Nee? Daar as jy ontrou is aan iemand wat ook al, daai persoon weet dit dalk nie eers nie. En jy troos jouself, maar tog voel dit vir jou, as daai persoon sou uitvind, miskien sou hy of sy jou vergewe, maar ek weet nie of dit maklik sou wees nie. Maar die Here weet alles wat jy doen. Jy kan niks van wegsteek nie, en nog steeds is sy vergifnis onmiddellik. Die oomblik as jy werklik berou het, hoor my, daar's baie mense wat sê sorry. Vandag doen jy jou sonde, né? Een of ander gewoonte sondetjie wat jy het, en jy voel veilig as jy klaar is, dit noem dit 'n dopamienverslaving. Met ander woorde, die dopamienvlakke gaan op, dis exciting wat jy ook al gedoen het, en nou is dit klaar, is dit verby, nou voel jy skuldig as jy hier askies, vergewe my tot daarvoor. En môre dan doen jy presies dieselfde ding weer. Vergewe my Here, selfs so doen jy oor, dan sê ons jy is verslaaf. Ek wil sê jy is nie verslaaf nie. Jy glo nie in die kruis, jy glo nie aan die werklike vergifnis nie. Jy glo nie dat as jy die Here opreg vergifnis vra, daai vergifnis die volle is nie, en jy kry dit nie reg om jouself te vergewe nie. Ons grootste probleem is selfvergifnis. Sielkundige psigiaters het dit bevind, en dis mense wat nie eers gelowig is nie, meeste van hulle sekulêr.
sê dat 92% van mense wat aan geestesversteurings ly, wat in sielkundige inrigtings beland, is as gevolg van die juk, onvergifnis. Onvergifnis teenoor ander, maar meestal onvergifnis teenoor jouself. Omdat hulle laste dra wat hulle nie hoef te dra nie, omdat jy kan ontslae daarvan nie. Ek wil vir jou sê, as jy bely vir die Here, as jy iets aan die Here gedoen het, is dit onmiddellik, en as jy bely vir die Here wat jy aan mense gedoen het, is dit onmiddellik, as jy bely aan mense, is dit nie onmiddellik, die mense sukkel daarmee, maar jy hoef dit nie te dra nie, want as jy dit gaan bely het, is dit in sy hande, of in haar hande, maar die Here Jesus, sy genade is onmiddellik. Hy verwyder, God verwyder jou skuld heeltemal, nie gedeeltelik nie, nie 'n bietjie. Nou as jy dink van die kruis, en Jesus het bloed help so bietjie, maar die wet nie. Bietjie Jesus, bietjie wet, bietjie Jesus nie. Jesus Christus aan die kruis is volkome. Maar jy bely. En dit wat jy nie skuldig is van die bely jy ook, en sê, Here, ek wil hiervan beskuldig. Ek is nie skuldig nie. Ek hoef nie vergif nie, maar ek vergewe myself. En dan, wat doen ons? Ek wil eintlik die titel gemaak het, gooi na juk in die vuur. Dis eintlik wat ek wil doen. Maar ek gaan vir jou sê, jy ruil die juk uit. Jesus nooi ons om daardie juke te ruil. Hy sê dit hier so, Matteus 11:29 en 30, hy sê, neem my juk en leer van my. Neem my juk op julle leer van my. Hoe lyk sy juk? Hy sê, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind in julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hy sê, neem my juk op julle. Geef vir my daardie swaar juk. Geef vir my daardie juk wat op jou skouers geplaas is. Want iemand op jou skouers geplaas het, wat jy op jou eie skouers gesit het, omdat jy skuldig voel, vat dit, gee dit vir my. Ek sal daarvan ontslae, kom vat my juk. Jy wil dan nou so graag 'n juk hê. Ek gee vir jou 'n juk. 'n juk wat lig is en jou wat sag is. 'n juk wat vir jou vra om net nederig te lewe en binne die wil van die Here te lewe. Om net vir mekaar lief te wees. Maar net op mekaar vas te hou. Hier's 'n vrou, ek vergeet daarvan wat ek noem. Toe ons net hierdie bediening oorgevat het, 4 jaar terug. Toe sê sy vir my en Anne-Marie en sy kom, en haar man het haar vreeslik verneek, volgens haar, ek sê dit, volgens haar. En daaroor kom gesels, en ons het haar raad gegee, en ons het ook die pad van vergifnis, want dis iets wat gebeur het, en ons het haar genooi om die man saam te bring, en ons het genooi en gesê, waartoe hulle begaan vir berading en al daardie goede, en ek het dit nie weer gehoor nie. 2 jaar later, Benny Welke die kom bedien, sy en een dag toe genooi, dis die kerk vol mense, en sy is toe ook weer hier, en achterna toe, hy die mense bedien, en hy roep my, hy sê, wil ek op sit hier, is 'n gemeentelid vir jou, ek wil hê by wees, en ek dogter, ek gaan nie vir hom sê, sy is eintlik nie 'n gemeentelid vir my nie, maar maak die saak nie. Ek luister toe maar weer 'n storieetjie, ek het agterna vir hom gesê, dis 'n ou storie, dis 2 jaar terug se storie, dit gaan net aan. Nou die dag weer op Facebook, selfe storie, selfe persoon. Heeltyd hierdie vuil was moet uithaal. Heeltyd dit nie. En dit voel vir my, dit is dieselfde ou storie, dis nie nuwe ding nie. En ek oordeel haar nie, maar die punt is, die Here sê, die een rede vir egskeiding is ontrouheid. As jy regtig dat in daarmee sukkel, as jy regtig, die Here sê, as jy oog jou struikel, haal hom uit en gooi hom weg. As jou voet jou struikel, kap hom af. Dis beter dat jy krippel en mank in die koninkryk van die Here gaan, as met jou hele liggaam in die helse vuur beland. As jy nou werklik daarmee sukkel, vergewe die persoon en laat die persoon gaan. Of vergewe die persoon volkome, maar jy kan nooit terugkyk. Die vergifnis beteken jy kan nooit terugkyk. Jy kan nie vashou nie, maar sy hou vas aan hierdie pyn, en ek weet nie as dit geld nie, want die man het redelik geld, of dit nie die probleem is of wat nie. Sy hou aan die ding vas, maar sy hou ook vas aan haar pyn, en dis 'n mens wat ek nou van 4 jaar weet, en dis dalk baie langer, wat hierdie geweldige pyn gevaar het, hierdie geweld, by hoe praat ek eers van nie, ons praat hier van oor die 20 jaar. Mense hou vas hier aan, hulle wil nie dat ons gaan nie, hulle wil dit nie dat gaan nie. Ons soek een of ander geregtigheid. Ek hoor dit is dat jy praat van broers wat mekaar wil vervolg.
en dit nogal voor ongelowiges. Hoekom hou jy daaraan vas? Hoekom maak jy jouself so seer? Hoekom doen sy dit? Hoekom doen so baie mense? Ek weet nie of jy iemand is wat vanmôre sit, wat as jy maar hier praat vanmôre met my, iemand wat kyk op Facebook of YouTube, iemand praat vanmôre met my. Jy het nie nodig om daarmee te sit nie. Jy het die Here wat jy moet vry wees. Ek herinner Jeremia 29:11 het ek aangehaal en sê, ek weet wat se planne ek vir julle het. Voorspoed nie, teenspoed nie, sodat jy wat 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat 'n tipe lewe is dit? Om heeltyd met hierdie pyn te sit, om heeltyd aan hierdie pyn vas te hou. Dis mos nie lekker nie. Die probleem is net, jy kan nie terugkyk nie. Jy kan nie gaan en sê, hoor, hierdie ouwe 10 dinge aan my gedoen en ek het hom vergewe vir 10 dinge. En dan môre doen ek weer iets en sê hy het 11 op my gedoen. As jy 10 vergewe het en hy doen iets môre aan jou, het hy 1 ding aan jou gedoen. Hy het niks ooit aan jou gedoen, behalwe daai 1 ding. Maar die ander het jy mos nou vergewe. En die Here sê, as ek vergewe, vergeet ek ook. Jy moet ook vergeet. Dis verby, is afgehandel. En dan moet jy daai ding ook vergewe. Daai 1 ding. Jy hoef nie 11 te vergewe, jy hoef nie daai ding. Maar mense sukkel met vergifnis, mense sukkel met hierdie ding, en dis hoekom daar so baie seer daar is. En om ons seer het, maak ons ander seer. Waar kom skinder vandaan? Storieetjies aan te dra, en ek praat nie lees, ek praat van die waarheid, maar neerhakende stories, mense se skandes uitbring. Hoekom? Ons almal is skuldig daar, waar kom dit vandaan? Omdat ons se seer in ons dra. Ek voel nie goed genoeg en ek voel ontoereikend. Dis was lekker om 'n ander onder die bus te gooi, dat hy nie slegter lyk as ek. Nee. In plaas van om te bely, sê Here, ek is skuldig, weet wat, ek het bely, ek is jammer, ek gee dit vir U. Ek wil dit nie meer hê nie. Dus kom hy sê, die bekende Lukas 9:62, en Jesus antwoord op, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agter toe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. As jy heeltyd gaan terugkyk, na gister en eergister, gaan jy heeltyd met seer loop. Jy gaan heeltyd met die what-ifs loop. Ek het daar 'n persoon aan 'n brief gesê, sê jy, nou so baie dinge in die boerdery wat ek voel, ek weet ek om die mense het meer kennis gehad het begin het. Ek wil myself op blameer, want ek sê wel, ek gehou daar, ek het daar nog nie opgegee nie. Nee, wel het nie my hoofdin is, maar ek het nie opgegee nie. Maar as ek wel dinge ander ouers wat saam ons begin het, wat vreeslik suksesvol is, dan sê ek ook gesê, vergeet het. En sê ek reeds gesê, my sukses kom, ek glo die Here het daarin gesit, dat ek hom kon ontmoet, dat ek met hom ontmoet het voor nie, en geen ander rede nie, en dat ek vandag nog naby hom kan leer. Jy kan nie die hand aan die ploeg slaan. Die Here wil hê jy 'n rustige en 'n salige lewe. Nou, wat is die brandstof vir hierdie nuwe lewe? Want jy moet 'n nuwe lewe gaan. Wat is die fuel? Wat is die brandstof wat dit doen? Die eerste ding is ware vergifnis. Ware vergifnis van die wat jou seer gemaak het. Ware vergifnis van die wat 'n las op jou kop sit het. Maar nie die ware vergifnis vir ander nie. Ek wil amper sê ware vergifnis vir jouself. Ons wil baie keer, ek sal nooit vergeet nie, ek destyds vir bevryding gegaan het, dit voor my die bediening begin het, dit is eintlik waar die bediening amper begin het. En daai mense het my gevra, was nou snaaks by gewees, maar van die dinge wat my gevra dat jy bevat by jou skooljare, is daar iets wat in jou skooljare gebeur het, of 'n wyser wat jou te nagekom het, of iemand of 'n kind wat jou seer gemaak het, wat jy nie eens onthou nie, maar jou geesmens binne in hom nog ronddra. Is daar dalk iets? In die lugmag, is daar dalk 'n instrukteur of iemand in die lugmag wat jou seer gemaak het, so vat hulle jou neer. En so ek sê, nou die dag het ek iets agtergekom wat ek eers geweet het die naboodskap, dat ek skielik besef het, maar ek dra hierdie las. Sonder dat ek dit weet, my geesmens dra die las. En ek moes myself vryspreek. Nie vryspreek van iets wat ek gedoen het, die vryspreek van iets wat ek op myself geneem het. Wat ek toegelaat het, dat ek sleg voel daaroor. Dat ek toegelaat het, dat ek sleg voel, omdat my broer nie suksesvol, want jy voel skuldig. Jy voel skuldig, omdat jy iets bereik het en hy nie. Maar so is dit met baie mense. Ware vergifnis verander en vir jouself. En as jy dit doen, dan verander die Here jou mislukking in 'n blessing. Daardie mislukking word verander in 'n motivering. Maar dit kan nie noodwendig motivering wees spesiaal dit doen nie, want dan
kyk jy weer terug. Dink jy as jy self die Here, ek weet nou beter as jy nou vir my sekere hulle seën, dan gaan ek weer uit boerdery vat en ek gaan 'n bietjie omkeer. Dan sê die Here, nee, jy kyk nou weer terug. Ek het vir jou 'n nuwe plan, 'n nuwe motivering, ek het 'n nuwe pad wat ek wil hê jy moet loop. En daarmee kan jy sukses behaal. Vergeet van die verlede, vergeet van jou failures. Leer uit hulle uit, word sterk uit hulle uit. Kry daai motivering en kry dat jy uiteindelik daardie mense wat jou seermaak en daardie mense wat iets aan jou gedoen het, in plaas van dat jy op hulle neerkyk, in plaas van dat jy opkyk, in plaas van dat jy op 'n manier na hulle kyk wat jy voel, hierdie persoon het my iets gedoen en ek voel eintlik half nie liefde nie, word dit verander in liefde. Ware diepe liefde vir daardie persoon. Daardie persoon dan wag dalk nie jou liefde wil hê nie. Maar dit maak nie saak nie. Solank die Here weet, jy daardie liefde. En daardie liefde beteken nie noodwendig dat jy pad moet loop, is daai persoon met jou op pad wil loop, jy sê nou gesê, as jy voor jou laat struikel, of jy voet jou laat struikel, dan moet daai persoon dalk verwyder word uit jou lewe uit. En dis die groot ding. Mense kom weer, hulle kom oor die seer, dan hierdie pastoor vir hulle gesê, hoor hierso, daai mense moet uit jou lewe uit verwyder word. Jy moet nie meer met daai persoon meng nie. Dan doen hulle dit maar weer. Bid vir die mense, ja. Die ideaal is dat die mense opgelig sal word en dat hulle sal bekeer en ook kerk sal kom. Ons opdrag is om mense met die Here te lei. Maar sekere mense wat eenvoudig net nie wil hoor nie, wat jou naval, en die duiwel wil hê jy moet val. Die duiwel wil hê jy moet daai persoon optel. Die duiwel wil hê jy moet gebind word. Die duiwel wil hê jy moet weer tot 'n val kom, jy moet weer terugkom. Jy kan dit nooit doen. Dan moet jy daai persoon uit jou lewe uitsit. Al is dit seer. En dan vergewe jy jouself ook daarvoor. In Jesus se naam. Jy kyk na die verlede, heeltemal ander. Jy kyk nie na die verlede, jy los dit uit, jy kyk vorentoe. In Jesus naam. Amen. Amen. Kort, eenvoudige boodskap, weet ek nie kort is, maar eenvoudige boodskap. Maar die Here wys vir my, en ek gaan weer sê, mense het seer, en hulle maak ander seer. Moet jy nie een van daai mense wees wat ander mense seer maak, jy vergeet jouself. Hanteer jou dinge. En as jy die slagoffer is, vergewe daai mense, vergewe jouself. Dis vir die Here, en ek wil sê, dis die begin van 'n nuwe bestaan en 'n nuwe lewe. Kom ons sluit die oë. Hemel Vader, ons kom hier so, in die naam van Jesus Christus, om met U vereer en vir U verheerlik. Vir baie dankie sê vir hierdie boodskap, wat hier uit U troon kwam en uitkom. Ek het daarvoor ingebid hierdie week, ek het ingebid vanmôre, ek weet dit is die boodskap wat U vir ons wil bring. En ek dank U daarvoor. Here, ek kan net bid dat dit oorgedra is, dat mense verstaan het, dat hulle ontvanklik is daarvoor. Elkeen van ons hier een of ander vorm van bevryding, dat ek bid, Here, dat daai bevryding sal kom in die naam van Jesus Christus. Of dit 'n demoniese binding is, en of dit 'n demon is, of dit een van 'n ander binding is, of dit 'n geestesbinding is, 'n familiebinding, wat dit ook al mag wees, daardie juk, daardie seer, daardie ding, geestesding wat op ons is. U sê dat ons op die slange sal trap. U sê dat ons stuur dit om die voete in U maak, 'n rusplek vir U voete van daardie boosheid. U vat daardie juk en U sal dit dra. U het reeds daardie juk gebreek op die kruis. Daardie juk is in die vuur gegooi. En U sê, kom, hierdie mense wil so graag iets dra. Die mens wil nog maar eenmaal 'n ding dra. Kom, dra my juk. Vra Here, U ons sal help om daardie juk te dra. Daardie juk wat sak is, daardie juk wat so lig is. Wat so vreugde is, wat so veel bevryding bring in ons lewens, wat vir ons die lig laat skyn, dat ons kan voel ons haal asem. Ek vra dat elkeen hierso sal ontvang, Here, en as hulle wil uitkom agterna, as hulle hande wil hê, wat dit ook al mag wees, Here, gee vir hulle daai vrymoedigheid, om te ontslae raak hiervan, om nou finaal ontslae te raak van elke pyn, van elke ding. Ons bid in Jesus naam, word U verheerlik. Amen. En amen. Goed. Die Facebook en YouTube bezig. En